Welkom terug by die groot ontbyt. Die hoof van die Optimie groep, Stefan Botha, kuier vanmôre hier. Ons praat bietjie oor matriekkwalifikasie. Ek weet dis vir baie mense 'n baie emosionele sensitiewe ding. As jy ouer is en jy het nie 'n matriekkwalifikasie nie en jy wil dit graag klaarmaak, wat doen jy? Wel, hier is hy in die ateljee vanmôre. Goeiemôre Stefan. Môre Pierre en Jennifer en dankie vir die geleentheid. Dis 'n voorreg. Ek bedoel, dis 'n kwessie wat baie mense mee sukkel. Baie van ons ken mense wat nooit matriek klaar gemaak het, wat rede ook al. En dan sukkel hulle om hulle plek in die mark te kry, hulle sukkel om 'n beroep te kry. Nie noodwendig dat dit mense is wat nie kan werk nie, of nie mense met ordentlike beginsels, of nie verstandige mense is nie, maar dis net was daai tyd onmoontlik as 'n kind om 'n matriek te kry vir wat rede ook al. Nou is hulle ouer. Nou sit almal met die dilemma van, wat maak ek nou? Ek sien 'n lus vir terug gaan skool toe nie. Sien julle dit baie? Ja, ek moet sê, Pierre, en ongelukkig is daar so 'n bietjie van 'n stigma rondom matriekpartytjies. So jy sê 'n party mense het nie die geleentheid gehad nie. Ek stem saam, dit gebeur baie. En daar's ook ongelukkig mense wat ek hoor wat sê, ag, ek het nie nodig om 'n matriek te hê nie. Jy weet, my kind gaan sommer iets anders doen of wat ook al. Of ek glo nie in matriek nie. So dis ongelukkige ding in Suid-Afrika. Jy weet, as ek gaan kyk na die statistiek, ek het dit nou gaan oplees hiervoor. Daar is 20 miljoen Suid-Afrikaanse volwassenes wat nie matriek het nie. Dis 30% van ons bevolking. Wow. Dis 'n reuse groep mense. En as jy nou dink die implikasie wat dit het vir ons ekonomie is eintlik reusagtig. So dink jy 'n matrieksertifikaat kan ongelykhede of die werkloosheidskrisis wat ons het aanspreek? Ja, so weet ek dink matrieksertifikaat is belangrik vir werk. Baie mense dink nog nie noodwendig so nie, maar ek dink dis een van die belangrikste goed wat jou in die werksomgewing in toelaat. Weet jy dink hoe baie mense vra as hulle iemand wil aanstel vir 'n matrieksertifikaat, dis amper half die eerste ding wat jy na kyk. Ek dink daar's konsensus in die land om te sê, weet, as jy wil ons werkloosheid gaan oplos, dan moet jy gaan werk aan ons land se werksmag se vlak van opleiding. Weet die vaardighede wat hulle na die tafel toe bring. So ek dink vir jou as persoon gee dit vir jou natuurlik daai gerusheid dat jy baie meer in die langtermyn sekerheid het van werk, maar ook vir die land is dit belangrik want dit gee vir die land toegang tot beter vaardighede wat hulle kan gebruik in die werksmag. Dit gaan alles oor toegang tot die volgende vlak van opleiding en waar matriek 'n hekkie is wat 'n mens moet deur. As jy nou byvoorbeeld ouer is, jy is al 'n klompie jare uit skool uit en jy het nie matriek gemaak nie. Wat is die ander hekkies wat jou keer om deur daai matriek hekkie te kom? Ja. Ek dink dit raak baie moeilik soos wat mense ouer word. Jy weet obviously as jy by die skool is, 'n skool gee vir die omgewing en die ondersteuning om dit te kan doen. Maar as 'n volwasse is jy redelik op jou eie want jy het 'n gesin, jy het 'n werk, jy's besig. So hoe gaan jy dit nou inpas? So ek dink die eerste ding wat belangrik is vir mense wat hierdie pad of hierdie roete wil volg is om baie duidelik te wees oor hulle motivering. Hoekom hulle dit doen? Weet as jy daai noordster voor jou het en sê weet ek wil 'n matrieksertifikaat, my matriek gaan kry vir 'n spesifieke rede, moet jy daai in jou oog kan hou en ek dink dit is belangrik om 'n ondersteuningsnetwerk te hê, mense wat saam met jou glo in daai pad. En ek dink as jy dit vir jouself gaan uitmaak het, dan is daai eerste stap of daai eerste hekkie die pad uit. Daar's ander hekkies. Ek sou sê toegang is 'n ander ding. Jy weet, het jy toegang tot die regte materiaal, die regte ondersteuning, die regte program, hoe gaan jy dit doen ensovoorts. So daar's praktiese goed wat jy nou moet gaan kyk. Ja. En ek dink daar's maar belangrik om jou navorsing te gaan doen. Jy weet, daar's baie inligting op die internet. Mense kan so 'n bietjie gaan oplees oor wat se verskaffers is daar buite, jy weet, wat bied hulle vir jou aan, hoe gaan hulle jou ondersteun. En ek dink die laaste ding wat belangrik is jy moet vir jou prakties gaan dink oor hoe hierdie gaan regkry. Jy weet, dit is nie maklik om tussen 'n gesin en 'n werk en weet 'n sosiale lewe iets te gaan inpas nie, maar dis nie 'n maklike ding nie, weet jy moet gaan tyd afstaan elke week en jy moet daai dissipline hê om dit te kan verder vat. En om daai te kan vir jouself uitsorteer is nogal belangrik. Daai hekkie is selfdissipline om te sê sit nou tyd op sy. Jy moet tyd op sy. Ja. Ek sou ook gedink jy weet soos jy het dit genoem toegang. Ek sou nie eens weet waar om te begin nie. En moet ek dan dieselfde vakke vat as wat ek gehad het wat graad 11 was of wanneer ek opgehou het? Hierdie kurrikulum verander. Kort jy 'n sertifikaat van waar jy opgehou het sodat jy kan inskryf vir jou matriek dan en kyk hulle dan na daai punte eers voordat jy kan inskryf vir matriek. Hoe werk daai alles? Ja. Ek dink jy vra baie goeie vrae want daai is alles baie belangrik. Daar is 'n klompie reëls. Daar's reëls oor weet hoe lank terug jy iets gedoen het, hoeveel jy van die vakke jy klaar gemaak het ensovoorts. Daar is deesdae 'n opsie in Suid-Afrika, hulle noem dit die Amended Senior Certificate. Dit is soortgelyk aan die National Senior Certificate wat die matrieksertifikaat is wat ons almal ken wat mense op skool doen. Nou die Amended Senior Certificate is spesifiek
daar gestel vir volwassenes. En dit is 'n bietjie meer buigsaam, daar's 'n bietjie meer jy kan byvoorbeeld jou vakke oor meer as 1 jaar vat ensovoorts. So dit is ontwerp vir die volwassene wat nie matriek het nie. Maar ek dink die vraag wat jy vra is baie goed. So ek sê net weer eens, ek dink as mense hierdie roete wil volg, dan is dit 'n ding wat jy navorsing oor moet gaan doen en gaan doodseker maak dat jy die regte feite het voordat jy begin. Waar doen jy die navorsing? Hoe kry jy hierdie inligting? Is Google nou die enigste ding wat ons het deesdae? Waarheen kan 'n mens gaan? Of AI gaan vir jou goeie antwoord. Weet jy, ons groep, die Optimie groep, ons het 'n aanbieding met die naam College SA. So College SA is deel van die Optimie groep. En by College SA bied ons die Amended Senior Certificate aan. Dit is 'n afstandsprogram, so jy kan dit doen van enige plek in die land af. En jy kan dit in 1 jaar doen, jy kan dit oor meer as 1 jaar doen. Die Amended Senior Certificate is 6 vakke, so dis 6 matriekvakke. Dis maar dieselfde vakke as wat ons ken. Jy weet, dis jou tale, dis wiskunde en dan is daar keusevakke wat jy het. En so jy moet maar net gaan navorsing doen oor spesifiek watter vakke en watse opsies is daar vir jou om hierdie uit te lê. Gaan krap en soek die inligting. Dit is daar. Die Optimie groep gaan jou ook daarmee kan help en bemagtig jouself met daai kennis voordat jy die daadwerklike besluit neem en die selfdissipline toepas. En die regte besluit neem. En die regte besluit neem. 100%. Baie dankie Stefan dat jy draai kom maak en 'n bietjie duidelik gemaak. Ek dink daar's baie mense wat dit weer heroorweeg om nou maar die leiersels op te neem en matriek klaar te maak en ek dink dit is 'n goeie ding. Ja. Ek dink punte vir hulle. Dankie Stefan vir jou Baie moeite dankie. vanmôre. Stefan Botha van die Optimie groep. Ek dink dit kom maar neer op daai beginsel, nê. Maak 'n keuse en commit, soos die Engelse sê, en dan vat jy hom. Sterkte.